Baie welkom by ons Kruistienersles vir Parasha Nasu en Abba Vader se 4de fees, Shavuot, 'n geesgedrewe kind van Abba Vader. Die fees van weke, ook bekend as Shavuot of Pinkster, is nie net nog 'n dag op die kalender nie. Nee, dit is die strategiese oomblik in Abba Vader se verlossingsplan waar die wet 'n interne kragbron geword het. Dit is waar Abba Vader se instruksieboek, die Torah, verander het in 'n lewende kragbron, die Heilige Gees. Histories staan ons by Berg Sinaï in Eksodus 19, waar die Torah op kliptafels gegee is om 'n volk te leer hoe om afgesonder te leef. Maar in Handelinge 2 sien ons die volle prentjie, die uitstorting van die Heilige Gees, Ruach HaKodesh. Waar Sinaï die standaard gestel het die bovertrek in Jerusalem die bemagtiging gebring. Shavuot is die oomblik waar Abba Vader die handleiding van die rak afgehaal het en dit binne in jou hart kom sit het. Vir jou as tiener is hierdie nie net 'n les oor die verlede nie, maar 'n aktiewe uitnodiging om in die krag van God te wandel, om 'n geesgedrewe kind van die Allerhoogste te wees. Hierdie reis om geesvervul te word, begin met een kragtige woord, Nasu. In hierdie week se parasha, Nasu, sien ons die vestiging van koninklike rentmeesterskap. Die Hebreëse woord Nasu het 'n dubbele betekenis wat jou hele perspektief op die lewe kan verander. Dit beteken eerstens om op te lig. In Numeri word die hoofde van die stamme getel. Maar op 'n geestelike vlak lig Abba Vader jou kop op uit die stof van minderwaardigheid en skaamte. Hy sê vir jou, kyk op, want jy is myne. Maar Nasu beteken ook om te dra of om te bring. Wanneer jou kop opgelig is, word jy 'n draer van sy teenwoordigheid, sy Shekinah glory. In Numeri 7 sien ons hoe die 12 leiers van Israel elk identiese offers gebring het. Silwer, skottels, goue panne en offers van vee. Abba Vader gee vir elke stamleier 'n opdrag om 'n bydrae te bring vir die tabernakel. Vandag is jou liggaam die tabernakel van die Gees wat afgesonderd is, soos ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 19. Naso beteken jy lig jou kop op na Abba en erken dat jy 'n spesifieke offer of doel het om te vervul. Dat die offers presies dieselfde was, leer ons dat elke stam en elke tiener vandag 'n gelyke en noodsaaklike plek in sy koninkryk het. Jou talente, of dit nou in akademie, kuns of sport is nie net stokperdjies nie. Dit is die silwer en goud wat jy na die altaar bring om sy koninkryk te bou. Jy word opgelig sodat jy die gewig van sy heerlikheid na jou gesin, vriende en skool kan dra. In 'n wêreld waar almal probeer inpas, is daar radikale krag in afsondering. Numeri 6 vers 1 tot 21 beskryf die Nasareer gelofte. Die woord Nasareer beteken iemand wat gekroon is met toewyding aan Abba Vader. Hierdie persoon het gekies om geen wyn te drink nie, nie hul hare te sny nie en nie naby 'n dooie te kom nie. Hierdie uiterlike tekens was 'n kroon op hul kop, 'n sigbare bewys dat hulle aan Abba Vader behoort. Dit is 'n leefstyl van toewyding. Dink aan die vleeslike begeertes in Galasiërs 5 vers 16 tot 21. Dinge soos jaloesie, woede en onreinheid. Hierdie dinge is soos vlekke op jou siel. Dit maak jou gees siek. Om afgesonder te leef is nie vir pret nie, maar is 'n massiewe verantwoordelikheid en ja vir die gees. Selfs Paulus het in Handelinge 21 vers 17 tot 32 saam met ander mans 'n gelofte van reinheid geneem en hul koppe geskeur om te wys dat die pad van die Gees nie die waarde van afsondering weggooi nie. Wanneer jy nee sê vir die wêreldse gemors, sê jy eintlik, ek bewaar my kroon omdat ek 'n hoër doel het.
Hy het gewys dat om afgesonder te wees 'n permanente deel van 'n disipel se lewe is. In 2 Timoteus 1 vers 7 sien ons 'n paar eienskappe wat die moderne Nasareër sal besit. Eerstens krag of selfbeheersing. Dit is om die geestelike ruggraat te hê om weg te stap van dit wat onrein is. Tweedens liefde. Om jou identiteit in Yeshua te vind, sodat jy ander kan dien, sonder om jouself te bewys. En derdens dissipline en heiligheid. Om jou verstand, wil en emosie te beskerm teen die geraas van die wêreld. Kom ons skuif nou bietjie ons aandag terug na die fees van Shavuot. Shavuot beteken letterlik weke. Volgens Eksodus 34 vers 22 en Numeri 28 vers 26 moes Abba Vader se mense 7 weke tel na Pessach om hierdie fees te vier. Dit was die tyd van eerstelinge, die heel beste van die eerste oes. So kom ons kyk nou na Sinaï en die troubeloftes. Die historiese Shavuot by Sinaï was soos 'n troue. Abba Vader het sy huwelikskontrak, sy Torah, aan sy bruid, Israel, gegee. Hy het ewig getrou aan ons gesweer en ons het beloof om lojaal te wees. En dan verder simboliseer dit die oes van dankbaarheid. Dit gaan oor die erkenning dat alles wat ons het, van ons lewegewer afkom. En dan ook is dit 'n tyd van eenheid en posisionering. In Handelinge 2 sien ons die disippels was almal as een by mekaar, in die bovertrek. In die woestyn moes die stamme in 'n spesifieke orde rondom die tabernakel kamp. Abba Vader is 'n God van orde. As hy nie die senter van jou kampterrein is nie, is jou hele lewe in chaos. Abba Vader laat die stamme in 'n spesifieke orde rondom die tabernakel kamp. Hy is 'n God van orde, nie van chaos nie. Voordat hy die volk laat beweeg het, het hy hulle eers in posisie gebring. As tiener moet jy verstaan, jy kan nie die volheid van die Gees ontvang as daar wanorde in jou lewe is nie. Ons moet leer om die wolk, Abba Vader, voor te wag. Die Israeliete het eers beweeg wanneer die wolk beweeg het. Moenie deure probeer forceer nie. Kry jouself in posisie deur gehoorsaamheid en wag dat die Gees die pad aanwys. Nou, stel jou die atmosfeer by Sinaï voor. 1500 jaar later, op presies dieselfde dag, in die bovertrek, is daar 'n geluid uit die hemele. Dit is Ruach, die asem of wind van God, wat soos 'n magtige stormwind die huis vul. In Handelinge 2 word daar 15 nasies genoem wat die groot dade van God in hul eie tale gehoor het. In die Hebreëse alfabet het elke letter 'n numeriese waarde. Die getal 15 is die waarde van die naam Ja. Dit bestaan uit 'n Jod met die waarde 10 en 'n Hy wat die waarde 5 is. So dit is die kortvorm van Abba Vader se naam. Jod en Hy wat Ja is. Hy het sy handtekening op daardie oomblik gesit om te sê, ek is hier. By Sinaï het Abba Vader die harde ware gegee, sy Torah op kliptafels. Maar in Jerusalem, tydens Shavuot, het hy die sagte ware geïnstalleer, deur sy Gees wat afgesonderd is, in die harte van die mense te skryf. Abba Vader beloof in Esegiel 36 vers 26 tot 27. Verder sal ek vir julle 'n nuwe verstand, wil en emosie gee, en 'n nuwe gees in jul binneste. En ek sal die verstand, wil en emosie van klip uit julle vlees wegvat en vir julle 'n nuwe verstand, wil en emosie van vlees gee. Ek sal my gees in julle sit en julle in my instellings laat loop en julle sal versigtig wees om my regverdige oordeele na te kom. Jy probeer nie meer uit eie krag om goed te wees nie. Die Gees van God getuig in jou dat dit jou nuwe natuur is. Sonder die Gees is jy soos 'n splinternuwe slimfoon sonder 'n battery. Al die toepassings, die instruksies,
is daar, maar daar is geen krag om dit uit te voer nie. Die Gees is die kragbron wat die harde ware laat werk, sodat jy in sy instellings kan loop, soos ons nou net gesien het in Esegiel 36. Sonder jou kragbron is jy 'n slaaf van mense se opinies. Romeine 8 vers 12 tot 17 verduidelik dat ons nie 'n gees van slawerny ontvang het om weer in vrees te lewe nie. 'n Slaaf is bang vir straf, maar 'n kind leef in vryheid. En die Heilige Gees getuig dat ons kinders van Abba Vader is en nie meer kinders van slawerny nie. Ruach HaKodesh is die getuie wat in jou binneste uitroep, Abba Vader. Dit is die stem wat jou vrees vervang met 'n versekerende verwagting. So kom ons kyk bietjie wat die wêreld of die vlees vir jou sê, maar wat die Gees van getuig. Die wêreld sê, jy moet presteer om aanvaar te word. Maar Abba Vader sê in Matteus 3 vers 17, jy is my geliefde kind, in wie ek verheug is. Die vlees sê, jou waarde hang af van mense se opinies. Maar Abba Vader sê in Romeine 8 vers 17, jy is 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van die erfenis van Yeshua. Die wêreld sê, jy is alleen en moet vir jouself veg. Maar Abba sê, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en dissipline. Na wie se stem luister jy? Kom ons kyk nou bietjie hoe lyk die geesgedrewe tiener in aksie. Ons lees in Johannes 14 vers 16 tot 17, die Heilige Gees is jou bevryder en lewegewer. Die Heilige Gees verander die ek moet na 'n ek wil. As jy vol is van die Ruach, gaan jy anders lyk by die skool en op die sportveld. Jy word nie meer gedryf deur jou emosies nie, maar deur sy krag. Kom ons kyk na die verskil. Die wêreld se dryfkrag is jaloesie, maar Abba Vader se dryfkrag is sy sagtheid en omgee. Die vleeslike dryfkrag is woede en hardkoppigheid, maar Ruach is geduld en selfbeheersing. Die wêreld sê seksuele oortredings en onreinheid, maar Abba sê goedheid en vertroue. Die vlees sê me, myself and I, maar Abba sê eenheid en liefde. Onthou, die disippels het in die bovertrek gewag met smeking en vreeslose gebed en eenheid. Dit was nie 'n wagkamer nie, dit was 'n posisioneringkamer. Dit is waar hulle die brandstof gekry het. 'n geesgedrewe tiener reageer nie uit vlees nie, maar uit die krag van Ruach. Wanneer jy in die Gees leef, begin die vrugte van God, soos Galasiërs 5 sê, liefde, blydskap, vrede en selfbeheersing om net 'n paar te noem, van self deur jou te vloei. Dit is hoe jy sy getuie word, tot by die grense van die aarde, soos Handelinge 1 vers 8 sê ons moet. Jy is nie net 'n dienskneg nie, jy is familie. Die Ruach in jou is die bewys dat jy 'n erfgenaam is. Romeine 8 vers 17 sê, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van die erfenis van Yeshua. Moenie leef soos 'n geestelike weeskind nie. Haal diep asem. Die Ruach van Abba is in jou longe. Loop hierdie week met die asem van Abba en wees die getuie wat hy jou geroep het om te wees. Jou taak hierdie week om Nasu uit te leef. Eerstens, lewer jou offer. Wy een spesifieke talent aan Abba Vader en gebruik dit hierdie week om iemand anders te dien. 2. Kies jou afsondering. Identifiseer een vleeslike begeerte, soos jaloesie of lelike taal, en sê daarvoor nee, as 'n teken van jou Nasareer toewyding. En derdens, luister vir die getuie. Neem elke oggend 2 minute van stilte om die Gees toe te laat om vir jou te sê, jy is my kind. Mag jy hierdie week wandel in die versekerende verwagting
dat die God van vrede jou vul met alle blydskap. Ontvang nou die priesterlike seën oor jou lewe. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. Jotewaweh seën jou en onderhou jou. Jotewaweh laat sy aangesig oor jou skyn en gee vir jou onverdiende guns. Jotewaweh lig sy aangesig oor jou op en gee vir jou sy shalom, vrede. Aanvaar dit, geesgedrewe kind van Abba Vader.